Baie welkom by ons aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel vandag. En ons begin vandag met 'n nuwe reeks getiteld Ten spyte van. In hierdie reeks werk ons so 'n bietjie deur 'n paar karakters in die boek van Rigters. Rigters, die boek wat jy al gelees het of ten minste al die storie van Samson gehoor het of van Gideon gehoor het. En daarbinne vind ons 'n paar ouens wat die Here uitgekies het ten spyte van sekere dinge in hulle lewe wat hulle sou dalk gediskwalifiseer het van 'n leier as die mens moes kies. Nou die storie van Rigters is redelik eenvoudig. Dis 'n storie wat dit goed gaan met Israel, dan gaan dit te goed met Israel, dan draai hulle rug op die Here en dan gaan dit baie slegter met hulle en dan kom 'n koning of 'n nasie en hulle vat hulle oor, hulle onderdruk hulle totdat hulle terugdraai na die Here toe en dan rig die Here 'n leier op, 'n rigter wat hulle dan verlos van die nasie of die koning en dit is maar basies die storie van Rigters. Binne dit kry ons 'n paar van hierdie leiers wat opgestaan het en werklik waar 'n verskil gemaak het. En dis hoekom ons dit goed gedink het om bietjie te gesels oor van die ouens wat ons goed ken en van die ouens wat ons minder goed ken. In hierdie boek vind ons ook dat dit 'n verskriklike wrede boek is. 'n tipiese Ou Testament boek. Kyk, daar was nie 2 keer gevra nie, daar was gedoen, daar was mense doodgemaak op wrede maniere. Die manier hoe hierdie skrywer oor van hierdie ouens in hierdie boek praat, is eintlik maar lelik. In vandag se tyd sou jy nie eers gewaag het om so 'n boek te skryf nie, want jy sou gecancel gewees het. Nou, vandag gaan ons praat oor die storie van Ehud. Daniel Boorstin het gesê, "The greatest obstacle to discovery is not ignorance, is the illusion of knowledge." Soveel keer weet ons net genoeg om eintlik maar net gevaarlik te wees. Het jy al met so 'n persoon gesels in jou werksomgewing dat hulle hou hulle self baie slim, maar eintlik weet hulle niks. En omdat ons hierdie lewe ding net een keer doen, hou ons onsself baie keer baie slim met goed waarvan ons eintlik maar net niks van weet nie. Dinge wat ons liewerste vir die Here moet gee, probeer ons self uitsort en dinge wat ons net na hom toe moet vat, sê ons maar ek het dit. Totdat ons op 'n plek kom wat ons eintlik maar net 'n gemors van dit alles maak. My sussie moes eendag 'n resep skool toe vat. Hulle het daai tyd huishoudkunde gehad en sy moes 'n resep van die huis af terug skool toe vat. Dat hulle dit nou as op grond van hulle opdrag, huiswerkopdrag en elke ding en hulle sou nou punte kry vir hierdie. Nou plaas gaan sy net na die kook en geniet of 'n bakboek toe of 'n resepteboek toe of by my ouma. Gaan sy na my ma toe. En sy vra, maar op daai stadium is my ma besig om wasgoed op te haal. En my suster is in hierdie gesprek met my ma en sy sê, "Ma, ek moet 'n koekresep vat terug skool toe. Het maar al vir my 'n resep." Natuurlik, terwyl my ma staan en wasgoed ophang, gee sy vir haar die resep uit haar kop uit. Wow, né? Nogal iemand wat dit baie gedoen het. En dit het goed begin. En dit het ook so goed gemerk toe die juffrou begin merk. En dit was 2 eiers en 'n bietjie botter en 2-3 koppies meel en vat 'n bak en klits dit. Maar hierso toe die resep begin sê gooi 6 glase melk en 'n bietjie woestersous by, het die juffrou begin agterkom, wow, hier's iets regtig verkeerd. Daai middags kom my suster met 'n rooi gesig en 'n baie emosionele toestand huis toe. Baie kwaad vir my ma. My ma weet nie hoe om 'n koek te bak nie, veral nie uit haar kop uit nie. Nou so lief soos wat ek haar het, staan sy nie bekend in ons huis as iemand wat bak nie. Maar soms is daar 'n vooropgestelde idee van iemand of iemand wat 'n sekere profiel het, soos 'n ma. 'n Ma moet weet om alles te doen. 'n Ma moet die antwoorde hê. En dan moet sy ook nog weet om koek te bak. My ma het baie goeie kwaliteite en ek's baie lief vir haar. Maar koekbak is nie een van dit nie. Die probleem is, my suster het 'n vooropgestelde idee gehad van hoe dit moet wees. Wat 'n ma moet wees. En is iets wat die samelewing ook half vir ons gee, hierdie vooropgestelde idees
van hoe dinge moet lyk, hoe dinge moet ryk. En dit gooi ons soms omver. Nou, vandag gesels ons daaroor. Ten spyte van vooropgestelde idees in ons lewe, het God nog steeds 'n plan met jou en met my. En dis hier wat ons na Rigters 3 vers 12 tot 30 gaan kyk, na die storie van Ehud, wat eintlik maar onder 'n vooropgestelde idee gebore is, maar dis nie hoe die Here hom gebruik het nie. Dis nie hoe die Here hom aan mekaar gesit het nie. Dis nie die Here se plan met sy lewe nie. Kom ons lees Rigters 3 vers 12 tot 30. Hier binne-in gaan jy sien hoe die skrywer nie die koning enige gunste doen waaroor hy skryf. Inteendeel, hy sê hom sleg die hele tyd. Hy sê die manne wat vir hom werk, die wagte wat vir hom werk, ook half sleg. Hy stel hierdie koning as 'n dom ou voor. En dan met die storie van Ehud. Kom ons lees. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Die Here het Eglon, die koning van Moab, teen Israel versterk, omdat hulle gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. Eglon het die Ammoniete en die Amalekiete by hom byeengebring. Hy het gegaan, Israel verslaan en die palmstad, wat Jerigo is, ingeneem. Daarna het die Israeliete Eglon, die koning van Moab, 18 jaar lank gedien. Die Israeliete het na die Here om hulp geroep en die Here het vir hulle 'n verlosser laat opstaan. Dit was Ehud, die seun van Gera, die Benjaminiet, 'n man wat linkshandig was. Die Israeliete het hom gestuur met belasting vir Eglon, die koning van Moab. Ehud het vir hom 'n swaard gemaak met 2 snykante wat 'n gomet lank was. Dis omtrent so 1/2 meter. Hy het dit onder sy klere aan sy regterheup vasgegord. Hy gaan bied toe die belasting aan vir Eglon, die koning van Moab. Eglon was 'n baie vet man. Nadat hy die belasting nader gebring het, het hy die manskappe wat die belasting gedra het laat gaan. Self het hy by die afgodsbeelde wat by Gilgal is teruggedraai. Hy sê toe vir hierdie koning: "Ek het 'n geheime boodskap vir u ook, koning," het hy gesê. Eglon het gesê: "Stilte," waarop almal wat hom bystaan toe uitgegaan het, maar Ehud het na hom toe ingegaan, waar hy in die koel bovertrek sit, wat vir die koning alleen bedoel was. "Ek het 'n boodskap van God vir u," sê Ehud. Toe Eglon van die troon af opstaan, steek Ehud sy linkerhand uit, vat die swaard van sy regterheup af en steek dit in sy maag in, sodat selfs die hef agter die lem ingaan en die vet die lem omsluit. Want hy het nie die swaard uit sy maag uitgetrek nie. Hy is toe by die geheime uitgang uit. Ehud het na die pilaargang uitgegaan, maar hy het eers die deure na die bovertrek agter hom toegemaak en gesluit. Hy was net uit, toe daag Eglon se dienaars op en sien: "Kyk, die deure na die bovertrek is dan gesluit." Hulle sê toe: "Hy is seker maar besig om sy voete te bedek in die koelkamer." Hulle het gewag totdat hulle verleeg geraak het. Maar kyk, niemand het die deure van die bovertrek oopgemaak nie. Hulle vat toe 'n sleutel en sluit dit oop. En daar lê hulle heer op die grond, mors dood. Soos jy kan sien, is hierdie skrywer van Rigters glad nie die koning goedgesind nie. Hy sê hom eintlik maar nou sleg. Maar daar's dele van hierdie storie, veral as dit kom by Ehud, wat ek en jy kan leer en byleer, en dit wat hy gekies het om te doen ten spyte van, wat ons lewe kan verryk en ons daaglikse stap met die Here kan verdiep. Die eerste ding wat 'n vooropgestelde idee doen, en die gevaar daarvan, is, dit sê ek voldoen nie aan die verwagting nie. Hoekom sê ek so? Benjamin, hy kom uit die stam van Benjamin uit, Ehud. Nou as ons kyk wat beteken Benjamin, sê dit letterlik seun van die regterhand. En die skrywer maak nie 'n geheim daarvan nie. Hy sê hy was die seun van Gera, die Benjaminiet, 'n man wat linkshandig was. Nou in die kultuur van die tyd was links nie verkeerd nie, maar regs is beter. Ons sien dit wanneer ons sien die Here Jesus sit aan die regterhand van God, daai beeldspraak.
Ons sien dit as ons sê die bokke en die skape word geskei en die skape regs en die bokke gaan links. Daar's 'n verwagting onder wat hy gebore is. Selfs die stam waarvan hy afkom, sê iets eintlik wat hy moet wees. En hy is dit nie. Die ironie is, hy is die teenoorgestelde. Seun van die regterhand, maar hy is links. Ons almal word half gebore in ons families met daai verwagting. Wanneer ons uit 'n familie uitkom waar daar net dokters is die verwagting daar dat jy enige dokter gaan wees. 'n Familie wat groot op sport is die verwagting daarvan dat jy enige goed rugby gaan speel. Dis hierdie ding waaronder ons lewe, hierdie familienaam. Hierdie naam wat ons moet hoog hou, maar partykeer gaan dit maar moeilik, want die familie verstaan nie altyd nie. Soms is die talente wat almal voel ek moet hê, is dit wat ek nie het nie. En dan is dit die samelewing. Die samelewing pak soveel dinge op ons. Jy moet op 'n sekere manier lyk en wees as man en vrou, as kind. As ek vat hoe ons skole vandag is en wat daar die verwagting van die kinders, is dit baie hoër as wat toe ek op skool was. Want ons het 'n vooropgestelde idee van hoe dinge moet lyk. En dit maak ons ongemaklik as dit nie so lyk nie. En dan probeer ons baie dinge doen om teen dit te werk of te groei. Jy weet dat die selfhelp-industrie tussen 54 en 64 miljard dollar 'n jaar maak. Dit is geweldig baie. Maar dis wat gebeur as daar vooropgestelde idees. Dit is nie 'n slegte industrie nie, maar ongelukkig neem dit ons lewe oor. Ons is die hele tyd besig om onsself te verbeter, ons swakpunte, ons goeie punte, ons sterkpunte. Net om beter te wees, net om voor die ander ou te wees. Om op te lewe tot hierdie naam wat die familie my gee, wat die samelewing my gee, die verwagting wat ek vir myself stel. En dit maak mens moeg, dit bring mens op 'n plek van uitbrand, dit bring jou op 'n plek wat jy net eintlik voel, wat is dit alles werd? Want hier binne hierdie verwagting verloor ons onsself. En is so interessant dat God kies om jou te gebruik terwyl hy nie die boksies afmerk wat sy naam, die stam vir hom gee om te wees nie. Inteendeel, wanneer ons verder kyk in Rigters, hier in hoofstuk 20 rond, sien ons dat die stam van Benjaminite het bekend gestaan as 'n paar manne wat die slinger wel kon gooi, maar almal was linkshandig. Daai ding wat jy dink eintlik maar jou nadeel is, God gebruik daai. Daar waar jy voel jy is sterk, maar jy pas nie in by die res nie, God wil daai gebruik, hy wil daai gawe gebruik. Hy wil daai ontgin in jou lewe. Almal kan vir die Here iets doen. Maar omdat daar hierdie verwagting is, dink ek soms my lewe moet dieselfde lyk as die ou langs my ook. En is nog ietsie wat in Ehud se lewe gebeur. Ons sien die ou wat voor Ehud gekom het, die eerste rigter, sy naam was Otniel. Hy was 'n vegter. Hy het die Israeliete gelei en hulle het die ouens gaan verslaan. Die ou wat na Ehud gekom het, sy naam was Shamgar. Nou die ou het 600 manne doodgeslaan met 'n stok. 'n blygemaakte stok wat hulle gebruik het vir die osse. Dis nogal indrukwekkend. Ehud se lewe lyk anders. Sy paadjie lyk anders. Sy pad lyk anders. Hoeveel keer doen ons nie onsself in wanneer ons kyk na die ouens langs ons en ons dink, jy's maar omdat hulle lewe nie dieselfde lyk as myne nie, of my lewe nie dieselfde lyk as hulle nie, is ek agter, is ek nie reg nie. En ons probeer inhaal, ons probeer dit gelykstel. Of soms diskwalifiseer ons onsself maar net. Net omdat jou pad anders lyk, sê dit nie, dit is verkeerd nie. Hoeveel keer het ek nou al gesien, dat daar mense is wat in die kerkbanke sit, met die Godgegewe talente,
en gawes. Maar net omdat hulle lewe nie dieselfde lyk as die ou wat miskien op die verhoog staan nie, gebruik hulle nie daai gawes nie. Want hulle diskwalifiseer hulle self. Net omdat Otniel, Ehud en Shamgar se baie verskillend gelyk het, beteken dit nie, hulle het elkeen presies dieselfde, die uiteinde was dieselfde nie. Hulle al drie het bygedra tot Israel se oorwinning, tot die redder wat die Here gebruik het om te stuur. Maar hulle paaie het anders gelyk. Ek het eendag in 'n gang geloop, 'n koshuisgang, en dit was so mooi geweest, oralste was wiskundesomme opgeplak. Maar dan al gestaan 5 + 5 is 10, 2 + 8 is 10, 3 + 7 is 10, 1 + 9 is 10. Somtyds is daar verskillende roetes wat ons moet volg om by dieselfde bestemming uit te kom. Somtyds lyk jou pad nie dieselfde nie, maar dit sê nie, dit het nie betekenis nie. En dan die laaste punt. Wat ons moet aanpak met groot versigtigheid, want ons moet versigtig wees met die lens waarmee ons lewe interpreteer. Want wanneer ek nou agtergekom het, dat ek miskien nie doen wat almal wil hê ek moet doen nie, en my pad lyk nie dieselfde as die res nie, dan verwerp ek my vermoë. En dis hier waar dit begin ernstig raak, want dit raak 'n gesprek tussen my en God, en ons verwoord dit nie altyd so nie. Maar soms kom ons op 'n plek wat ons God kwaadlik neem vir dit wat ek minder het as daai persoon. Hy het my nie dieselfde gemaak nie, dis onregverdig. En dan word ek jaloers, dan word ek verbitter teenoor hulle wat hulle gawes en talente gebruik. En eintlik is ek nie kwaad vir hulle nie, ek is eintlik kwaad vir God. Net omdat dit nie dieselfde lyk nie. Ehud kon maklik gesê het, Here, nie ek nie, ek is link. Here, ek is nie hierdie bekleierige ou nie. Maak nie vir die Here saak nie. Dit laat my dink aan die storie van Jesus. Hy het nie die profiel gepas wat die mense vir hom gehad het nie. Maar nog steeds was hy die redder van die mensdom. En hulle vooropgestelde idees van hom het gemaak dat hulle hom mis. Ons loop baie keer met dieselfde. Ons diskwalifiseer onsself. Ons probeer by die ouens om my byhou en hulle paadjie stap wat nie vir my is nie. Ek verwerp my vermoë. Dis die ding. Toe ek hoërskool was, het ek begin gitaar speel. En dis iets wat ek nog altyd wou gedoen het. En ek wou gitaar speel soos Stevie Ray Vaughan. Nou elke persoon wat van blues hou, weet hy was en is nog steeds geag as een van die bestes. Die pioniers van blues gitaar. Ek het geoefen, soms soveel dat my huiswerk daaronder lê. Maar vir vandag staan ek hier en ek kan nie soos hy speel nie. Maar God het vir my ander gawes gegee. En soms is dit wat ek wil hê en dit wat hy vir my gegee het, twee verskillende goed as gevolg van vooropgestelde idees. Totdat ek nie daai ontdek waarvoor hy my gemaak het nie, daai skerp punt van my pyl ontdek. En dis die uitnodiging van hierdie storie. Is wanneer die skrywer hierdie verhaal skryf, vind ons dit in die ironie, ons vind dit in die hele tyd dat hy aanmerkings maak op Ehud dat dit anders was. Maar die uiteinde is dieselfde. En hiermee wil ek jou bemoedig dat jy nie sal opgee nie. Dat jy nie net sal
tou opgooi en sê, weet jy wat, ek wil nie betrokke raak nie. Ek wil nie betrokke raak by die gemeente nie, ek het tog niks om te gee nie. Want as jy dit sê, die duiwel jou net waar hy jou wil hê, dan kan al die selfhelpboeke in die wêreld jou nie help nie. Want is net jou God gegewe talent en 'n verhouding met hom, wat jou gaan lei tot op 'n punt wat jy jou gawes ontdek en voluit kan lewe. Ek lewe altyd met die bewustheid dat God het my nie nodig nie, maar hy wil my gebruik. Maar daarvoor het ek die verantwoordelikheid as 'n disipel, as 'n gelowige, om my gawes te gebruik vir sy koninkryk. En ek wil jou uitnooi vandag, as jy in ons gemeente dien, en jy kyk dalk hierdie video, kom raak betrokke. As jy nie weet hoe nie, kom vra. As jy nie by ons gemeente betrokke is nie, maar jy is by 'n ander gemeente betrokke, raak betrokke. Steek jou hand op, gaan ontdek jou gawes, want daarin lê die goud. Daarin lê die feit dat mense se lewens kan verander, soos wat Ehud mense se lewens verander het, omdat hy bereid was om ten spyte van 'n vooropgestelde idee iets te doen. Mag jy hierdie ervaar. Kom ons bid saam. Here, baie baie dankie dat ons meer as oorwinnaars kan wees wanneer ons U kom dien met ons gawes en dit waarvoor U ons geroep het. Mag ons nie vasgevang word in 'n vooropgestelde idee nie. Mag ons nie vasgevang word in dit wat my familie dink, dit wat die samelewing dink, dit wat ek vir myself dink. Maar dit wat U van my dink, dit waarvoor U my gemaak het. En ons dank U daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.